Goeiemôre. Ons wil op hierdie Vadersdag vir elke man in ons gemeente sommer net 'n voorspoedige dag toewens en ons hoop dit sommer net 'n dag waar jy baie bewus is om net van die Here se hand en sy seëning ook oor jou lewe. Ons teksgedeelte vanoggend is Lukas 2 hier vanaf vers 25 en dit gaan oor die baie bekende gedeelte van Simeon wat die tempel besoek het en hoe hy dan ook die kindjie Jesus dan daar ontmoet. Daar staan daar het 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. En dan lees ons hoe Simeon vir Jesus in sy arms neem, dan staan daar: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het. En dan lees ons dat Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê: kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. As mens na die gedeelte kyk en jy dink in besonder aan Simeon, dan was hy hier al 'n redelike ou man. En eintlik weet ons niks meer as in hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het nie. Wat tog treffend is dat die Here dit belangrik geag het om sy naam aan ons bekend te maak. Nou as 'n mens dink aan Simeon en jy dink aan hom as 'n man, dan tref dit 'n mens dat hy nie 'n supermens was nie, maar dat hy geskets word as iemand wat gevul was met die Heilige Gees, wat getrou was in die wet en wat vroom geleef het. En hy word eintlik herken aan sy lewenswandel. Die feit dat hy die Here geken het, die feit dat hy die Here gedien het, die feit dat hy getrou opgegaan het na die tempel toe, was eintlik die kenmerk van sy lewe. Ek dink as 'n pa of as 'n man, dink ons baie keer ons moet hierdie supermens wees. Ons dink ons is eintlik net vir ons familie van waarde wanneer ons iets baie belangriks gedoen het. En tog word hierdie gedeelte vir ons herinner om te sê, nee, dit gaan oor 'n geesvervuldheid, dit gaan oor jou verhouding met God. Want dit is eintlik die Here wat vir jou bemagtig as 'n man of as 'n pa teenoor jou kinders en vir jou help om ook teenoor hulle reg te leef. Hierdie gedeelte sê vir ons dat hy ook die verwagting gehad het dat hy die Messias sou sien. En toe hy die kindjie Jesus in sy arms neem, lees ons dat hy dankbaar was, dat hy op 'n manier eintlik sy lewe kon afsluit om te sê, Here, nou kan die dienaar in vrede gaan, omdat my oë u verlossing gesien het. En daardeur erken hy vir Jesus as die Messias. Daardeur is dit dat hy sê dat hy sy lewe lei in die verwagting dat hy vanuit Christus ook sy lewe vorentoe kan leef. Streffend in die gedeelte ook laasens dat hy hierdie kindjie Jesus teruggee aan sy moeder. En simbolies kan ons eintlik ook vanoggend kom sê as paas wat ook in 'n verhouding leef met die Here, wat ook gevul is met die Heilige Gees. Wat is dit wat ons agterlaat? As ons Jesus teruggee aan ons gesinne, wat is die nalatenskap waar ons hulle mee bemagtig? En daarom is dit dat ons opgeroep word om vroom te wees, om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here. Want jy sien, wanneer ons leef vanuit die woord van God, is ons eintlik besig om ons kinders te bemagtig. Ons leer hulle om onvoorwaardelik lief te hê. Ons leer hulle om te kan vergewe. Ons leer hulle om diversiteit te kan omarm. Ons leer hulle om te sê, maar ons maak 'n keuse vir die Here en dat ons eintlik dit voluit dan ook leef. In 'n artikel wat ek gesien het oor kinders wat die kerk verlaat, sê hulle dat 25% van mense tussen 19 en 28 kom terug kerk toe, waar gesinne saam geëet het of waar die pa die kind deelgemaak het van 'n bediening waarby hulle as gesin betrokke is in 'n gemeente. En die oomblik wanneer ons betrokke is en dien en 'n voorbeeld vir ons kinders stel, gee vir ons hulle eintlik die vermoë om ons na te volg
en om ook te bly groei in ons verhouding met die Here. Kom ons bid saam. Here, wil U ons as paas op 'n baie besondere manier seën in hierdie dag en help vir ons, Here, om 'n keuse te maak vir U en die woord en dat ons met verwagting en met verlange sal uitsien na U as die Messias van ons lewe en dat U ons lewe sal rig en sal vorm tot eer van U naam. Amen.